Hallo Kiekskerk, ek hoop dit gaan goed met julle. Baie welkom by vandag se Kieks erediens hier aanlyn. Dit is so lekker om jou te mag sien en om vir jou te sê genade en vrede vir jou van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek hoop dat dit sommer goed gaan by die skool. Die skool is nou lekker al vir 'n paar weke aan die gang en ek hoop jy het jou voete gevind en dat dit sommer goed gaan met jou daar waar jy jouself bevind, by die skool, by die huis, waar jy sport doen. Hoop ek dit gaan sommer baie goed met jou. Maats, by vandag se erediens gaan ons bietjie praat oor wat beteken dit om 'n disipel, 'n volgeling van Jesus te wees. Maar voor ons daaroor gaan gesels, gaan ons eers 'n liedjie saam sing. So ek wil jou uitnooi waar ook al jy is, as jy hier by die huis kyk, staan op, doen die move saam met ons, sing lekker saam en kom ons loof die Here saam. U was, U is en U sal ook wees. U was, U is en U sal ook wees. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Daar soos U, wie kan staan voor U? Majesteit ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit ons glo in U, ons glo. En U sal ook wees. U was, U is en U sal ook wees. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Heilig is U naam. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit ons glo in U. Here, wie is daar soos U? Wie kan staan voor U? Majesteit ons buig voor U. Here, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie. Majesteit ons glo in U, ons glo. Daar sê, dit is lekker om dat ons saam kan sing. Kom ons sluit gou die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, waar ons vandag 'n storie uit die Bybel uit gaan lees, Here, bid ek dat U ons sal help om dit te verstaan. Here, sal U woord vir ons lewendig maak. Here, dankie dat U vandag nog met ons praat deur die Bybel. In Jesus se naam bid ons dit. En almal sê amen. Maats, ek wil jou 'n storie vertel. Hierdie is 'n storie wat lank terug gebeur het. Toe die wêreld 'n ander plek was, toe mense nog in bootjies gevaar het en vis gevang het vir 'n lewe. Daar ek weet daar's nog steeds mense vir dit vandag doen. Ek self hou van visvang, maar daar was mense in daai tyd, hulle werk was om met 'n handlyn of met 'n net moes hulle vis vang. En eendag was daar 'n paar boeties gewees. Hulle naam was Simon Petrus en Andreas gewees en 'n ander stel boeties. Hulle name was Johannes en Jakobus gewees.
Nou, hierdie boeties het eendag op die see van Galilea het hulle vis gevang. En wat toe gebeur het, hulle was besig met hulle daaglikse werk gewees. Hulle was daar, Johannes en Jakobus was saam met hulle pa Zebedeus gewees, dis nogal 'n lekker groot naam daarin. En hulle was besig om vis te vang. En wat gebeur toe? Eerste met Simon Petrus en met Andreas, hulle is besig om te werk en om visse in te bring. Toe stap daar 'n man aan die kant van op die wal van hierdie see van Galilea. En hy roep hulle, hy sê, volg my. En presies dieselfde met Johannes en Jakobus. Hulle was daar saam met hulle pa daar by die boot gewees, besig om te werk. En daar stap 'n man daar verby en hy sê vir hulle, volg my. En weet julle wat doen hierdie stel boeties toe? Wat doen Simon Petrus, Andreas, Johannes en Jakobus? Wat doen hulle toe? Hulle volg hierdie man. Hulle los hulle pa, hulle los die besigheid van visvang en hulle gaan volg hierdie man. Want hoekom? Wat het hy vir hulle gesê? Hy het vir hulle gesê, los hierdie visvangery. Ek gaan julle vissers van mense maak. Nou ek weet nie of jy kan raai wie hierdie man was wat hulle geroep het nie, maar ek seker jy het dalk 'n idee wie dit was. Sy naam was natuurlik Jesus gewees. Jesus van Nasaret. En hy sê vir hulle, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. En vir hierdie boeties het dit baie beteken om Jesus te volg. In daardie tyd, Jesus was 'n rabbi gewees, 'n leermeester, amper soos 'n tipe onderwyser gewees. En wat in daai tyd gebeur het, is as mense wou leer by 'n rabbi of 'n leermeester, moes hulle gaan aansoek doen om hierdie persoon om te leer by hom. En dan sou die rabbi of die leermeester, die onderwyser, sou dan die beste en die slimste mense gekies het om hom te volg en by hom te leer. Maar Jesus werk bietjie anders. Wat doen Jesus? Hy gaan na mense toe, doodgewone mense, vissermanne. Hulle was doodgewone mense na die tyd. En hy gaan na hulle toe en hy sê, hoorie, kom volg my. Nie omdat hulle goeie of slim mense was nie, maar omdat Jesus vir hulle lief was. Maats, hoekom vertel ek hierdie storie vir julle? Want net soos wat Jesus daardie boeties geroep het om hom te volg en om sy disippels te wees, roep Jesus ook vandag nog vir my en jou om sy disippels te wees. Nou wat beteken dit om 'n disipel van Jesus te wees? Om 'n disipel te wees beteken om Jesus te volg. Soos wat dit vir Johannes, Jakobus, vir Simon Petrus en vir Andreas dalk soms bietjie ongemaklik was om Jesus te volg, is dit ook vir ons ook vandag ongemaklik partykeer om Jesus te volg. Dit gaan dalk van jou vra om partykeer op te staan teen 'n boelie, om partykeer op te staan vir dit wat reg is, en om Jesus te volg in elke deel van jou lewe. Daar waar jy by die skool is, of daar waar jy saam met jou maats kuier, daar vra Jesus vir jou om jou lig te laat skyn, om sy liefde vir ander mense te wys. Jesus roep ons in ons daaglikse lewe, roep hy ons om hom te volg. En hy sê, hoorie, maar ek vra nie net van jou om my te volg nie, maar ek stuur jou ook uit. Dis ook nog 'n ding van disippels. Hulle is nie net volgelinge nie, maar hulle word uitgestuur ook. En ek en jy word ook uitgestuur. In jou gesin, in jou familie, in jou vriendekring, daar waar jy by die skool is, daar waar jy atletiek doen, daar waar jy redenaars doen, waar ook al jy jouself bevind, sê Jesus, hoorie, ek het jou gekies, ek het jou op die naam geroep en ek stuur jou en ek het 'n werk vir jou. En daardie werk is so belangrik. Ek wil hê jy moet mense gaan vertel. En hoe vertel ons mense? Wel, eerstens vertel ons mense van Jesus deur ons lewe, hoe ons optree, hoe ons die tannie by die til groet in die winkel, hoe ons mense op die sportveld hanteer, hoe ons teenoor ons ouers optree. Dit is hoe ek Jesus se liefde aan ander mense wys. En partykeer gaan jy 'n geleentheid kry om die goeie nuus van Jesus en daai storie met mense te deel. En dan sê die Bybel ook, moet ons reg wees om dit te kan doen. So, as ek afsluit, wil ek vir jou sê, net soos wat Jesus duisende jare terug vir Johannes, Jakobus, vir Simon Petrus en vir Andreas geroep het, so roep hy ook vir my en jou. En hy sê, ek het 'n werk vir jou. En wat 'n voorreg dat God het ons nie nodig nie, maar hy kies om vir my en vir jou, wat gebroke mense is, te gebruik. Dit gee my hoop. Dit gee vir my doel in die lewe, dat God my wil gebruik as deel van sy koninkryk. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat U mense roep, dat U mense raak sien, nie omdat ons slim is of mooi is of oulik is nie, maar omdat U vir ons lief is en dat U ons roep om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, want U het gekom en 'n verskil gemaak in hierdie wêreld.
Here, gee vir ons regtig die krag en die moed om op te staan vir dit wat reg is. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Maats, ek hoop jy het 'n fantastiese week, baie sterkte met alles wat vir jou voorlê. Mag jy weet in hierdie week is jy nie alleen nie, want Jesus roep jou, hy stuur jou uit. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die teenwoordigheid van die Heilige Gees saam met jou wees in hierdie week. Amen.